Cover me, my Lord. Oh, we bless you, Jesus. Cover Father, we me, bless your holy my name. Lord. We worship you, Jesus. Cover me, my Lord. Under your shelter. Under your shelter. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Cover me, oh Lord. Cover me, my Lord. Under your shelter. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Cover me, Holy Spirit. Cover me, my Lord. Under your precious blood. Cover me, my Lord. Under your shelter. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, Gelowiges, kom ons raak net rustig, halleluja. Vader, ons aanbid U vanoggend. Dankie Here dat U ons by hierdie oomblik gebring het om vanmôre te hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Vader, ons het nie gedink dat ons Here hierdie dag sou sien nie, maar ons dank U vanoggend vir die blote genade. Here, vanmôre bring ek die woord van die Here na U toe. Die Bybel sê dat die opening van die woord het lig gebring en dit maak die onverstandige verstandig. Die woord van die Here sê dat die Bybel is soos 'n tweesnede swaard. Dit kan sny vanoggend deur murg en dit kan sny deur been. Die Bybel sê dat die woord van die Here is vanmôre die hoogste gesag. En ek dank U vanoggend dat ons het gekom by die hoogste gesag. Ons is vanmôre by die gedeelte waar ons vir Here direk uit U mond uit sal hoor. Vanmôre is ek maar net die
instrument vanmôre wat gehoorsaam is aan die stem van U vanmôre. Daar is 'n stem wat roep in die woestyn vanoggend. Here, en ons wil almal vanoggend gehoor gee. Here, deur wat U vanmôre vir ons wil sê. Ek wil vanmôre bid, steek my weg agter die ou ruwe kruis. Here, maak vir my vanmôre toe. Halleluja. Halleluja, omgord my vanmôre, Here, van alle kante. Ek bid vanmôre die bloed van die Here wat sy krag nog nooit verloor het nie, om my vanmôre te versterk in die naam van die Here. Psalm 8 vers 5, wat is ek as mens dat U aan my gedink het? Here, vanmôre het U my weinig minder gemaak as 'n hemelse wese vanoggend. Here, as ek 'n keuse gehad het, Here, om vanmôre van hierdie toneel af weg te vlug, dan sou ek dit gedoen het, Here. Maar vanmôre, Here, gewaar het toe Jesus bid in Getsemane, toe sê hy, Here, nie my wil nie, maar laat U wil geskied vanoggend. En ek bid vanmôre dat U Uself hom sal vertoon, Here, deur middel van die woord vanmôre. Ek bid vir elke vleeslike oog wat vanmôre sal kyk na my. Ek bid vanmôre dat ons oë gefestig sal hou op die Here wat die volëinder is van ons geloof vanoggend. Ek weet vanmôre, Here, ek het niks hier gebring nie. Ek het net myself gebring vanmôre. Daarom bid ek vanmôre dat U sal spreek met die kudde, Here, wat U deur U eie bloed verkry het. Daarom kan ek nie vanmôre enigiets uit myself uit sê nie. Ek moet vanmôre spreek, so sê die Here van die leerskare. Ek moet vanmôre spreek met 'n vuurkoel van die altaar, Here, wat U op my tong gerus het, om vanmôre te sê, so sê die Here van die leerskare. Seën ons vanoggend, Here. Ek bid vanmôre Jakobus 5 vers 22, dat ons net aanhoorders sal wees van die woord nie, maar dat ons ook daders sal wees van die woord, Here. Seën die kudde van die Here vanoggend. Seën ons vanmôre, Here. Ons het 'n voorreg om vanmôre, Here, onder geklank te vertoef, Here. Ek bid dit in die naam van die Here, en die kinders van die Here sit hulle hande vanmôre bymekaar. Kom ons aanbid die Here vir 'n oomblik. Ek sê, kom ons aanbid hom vir 'n oomblik. Halleluja. Vader, ons lig U naam op. Halleluja. Yes, my worship. Yes, my worship. Hallelujah. All of my worship. Father, receive our worship this morning. Receive my worship. Jesus. All of my worship. Thank you, Jesus. Hallelujah. Here's my worship. All of our worship this All morning. of my worship. All of our worship belongs to you, Jesus. Receive my All of our worship. worship, Lord. All of my worship. Halleluja. Kom ons gee Here so magtige prys die waar is. Lord, thank you, Jesus. Kom ons sit ons hande bymekaar vir die Here. In die plek, Here. Dan sit ons vanoggend in die teenwoordigheid van die Here. Die waar is my begroeting is vanoggend aan die Heilige Gees wat so vaardig is in ons midde. Dan wil ek 'n begroeting maak aan Pastor Hilton de Bruin in sy afwesigheid. Ek wil vanoggend begroet ons First Lady de Bruin. Ek wil begroet ons Juffrou Makula, ons Juffrou Wildebees, ons Suster Patricia, ons ewige lus Kinnie, alle ewige luste, alle diakens, alle ouderlinge, met hulle vroue vanoggend. Ek wil ook begroet die worship team, die band, wat vanoggend vir ons so pragtig en kragtig begelei vanoggend in musiek. En dan wil ek 'n begroeting doen aan die huis van 'n deurbraak, die kinders van die Here, die bloedgewastes, julle wat dit gemaak het tot hier toe. Ek wil 'n besonderse begroeting aan julle vanoggend doen. Ek wil vanoggend saam met julle praat uit die woord van die Here. Ek wil baie dankie sê aan Pastor, ook aan die amptenare wat die vertroue in my gestel het om vanoggend die woord van die Here te bedien. Ek dink ek is maar nog net 'n kind. Ek is maar nog net 'n broer. Ek is, die skrif sê ek is soos 'n korreltjie sand wat in 'n emmer is. Ek is soos 'n wurm, prys die naam van die Here. Ek is so 'n skaf wat enige tyd deur die wind verstrooi kan word. Maar vanoggend het ek genade by die Here gekry om vanoggend te sê, so sê die Here van die leerskare. Ek het nou klomp planne beraam hier vannag om vir my uit hierdie ding uit te kry. Maar as die Here 'n mens gebrand met ek het broer Eddie,
dan moet 'n mens maar regtig waar agslaan op dit wat die Here wil doen en dit wat die Here deur ons wil doen. Ek het nog steeds vanoggend nog planne gemaak, maar as die Here regtig waar 'n afspraak met 'n mens het, dan sal die Here dit doen, whether ons nou dit wil like of nie like nie. Maar dierbares, my tema van my boodskap is, die duiwel is agter jou getuienis aan. Die duiwel is agter jou getuienis aan. Dit is my tema vanoggend. Die duiwel is agter jou getuienis aan. Die duiwel is agter jou getuienis aan, dierbares. Die Here het jou diep uitgehaal. Die Here het jou ver uitgehaal. Toe almal verbygestap het, toe jy gelê het in die moedersluit, toe jy in jou bloed gespartel het, toe was daar niemand nie. Maar toe kom hierdie God, halleluja. Ek sê, toe kom hierdie Here ons pad langs, my en u se pad langs. Toe kom die Here vir ons geweldig deur. Daar's van ons, glory to God, wat die Here gekry het by die tiklolly, maar die Here het jou by die tiklolly uitgehaal. Daar's van ons wat by die black label gesit het, maar die Here het jou by die black label weggevat. Daar's van ons wat by die dobbelmasjiene gesit het, maar hierdie God het gekom tot by die dobbelmasjien, toe haal die Here jou van die dobbelmasjien af. Daar is van ons, glory to God, wat by die sangoma gesit het onder die kombers by die bene, maar toe kom hierdie God, toe haal hy jou van die sangoma se kombers af. En die Here, halleluja, ek sê die Here het 'n afspraak met jou en met my lewe gehad. Daar is van ek en u wat op die punt was om te sterwe, maar toe maak hierdie God 'n draai by ons sterfbeddens, want die Here het 'n afspraak. Die Here het 'n getuie. Die Here het ons geroep, glory to God, as getuienisse. En nou is die duiwel woedend agter ons getuienisse. Dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan, glory to God, oor wat God, ek sê dit gaan oor wat die Here vir ek en u gedoen het. Dit gaan oor wat die Here vir ek en u gedoen het. Weet die mense sal nie van jou worry, solank as wat jy in die agterstand en 'n agtergeblywene is nie. Vat God jou nou nooit dorp toe. Ek sê, bring die Here jou nou net by die voortsene, dan is hy al los. Dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor ons getuienisse. Dit gaan oor ons getuienisse. Dit gaan oor ons getuienisse. Dit gaan oor ek en u se getuienisse. Dit gaan oor dit wat die Here vir ons gedoen het. Halleluja, Samson, glory to God. Halleluja, doen 'n baie gevaarlike ding. Die Bybel sê, terwyl hy op pad is iewers na toe kom daar 'n leeu, glory to God, om vir Samson dood te maak. Maar die Bybel sê, as gevolg van die krag wat op Samson se lewe is, toe vat Samson hierdie leeu en hy skeur die leeu uitmekaar uit, glory to God. En die mooiste van alles is, die Bybel sê, toe Samson weggaan, toe gaan hy, glory to God, om te gaan veg. En toe hy terugkom van die geveg af, toe sy kragteloos, maar die Bybel sê, toe kry hy dieselfde leeu, wat hy verskeur het en het mekaar uitgemaak het, toe kry Samson heuning aan die leeu se buik, en Samson gebruik hy sy getuienis. Toe gebruik hy sy getuienis. Toe versterk hy homself deur sy eie getuienis. Halleluja, dit het die daar gestop, die ewige lus. Die Bybel sê, toe gewaar die Filistyne, hier is iets omtrent Samson, en die Bybel sê, hulle gebruik vir Delilah, glory to God, en Delilah maak vir Samson aan die slaap, en Delilah vra Samson, Samson, waar is jou versteekte krag? Samson, Samson, waar is die getuienis wat binne jou is, glory to God? En die Bybel sê dat die Heilige Gees het op daai stadium vir Samson verlate. Toe verklap hy sy geheim aan Delilah, en die Bybel sê, toe verlaat God se Gees hom, en toe is die Filistyne boop hom, glory to God. Maar een ding weet ek, glory to God, die duiwel kan alles van ons af wegvat, maar hy sal nooit ons getuienis, hy sal nooit
Halleluja, die ding wat die Here aan jou gedoen het, van jou wegvat, die glory to God. En die Bybel sê, toe Samson sy oë uitgesteek was, en sy hare afgeskeer was, die Bybel sê, toe Samson 'n verspotting vir almal, glory to God, en die skrif sê, Samson, glory to God, is besig om meel te maal, en Samson is om die draaibank, besig om meel te maal, en die Bybel sê, toe versterk hierdie God hom, halleluja, nog net 'n laaste keer, en die Bybel sê, toe sê Samson, vat my net na die buites toe, van hierdie gebou, glory to God, want vandag, ek sê vandag, sal ek as 'n getuienis staan, van wat hierdie God kan doen, halleluja, van wat hierdie God kan doen, van wat hierdie God kan doen, en die Bybel sê, Samson het meer mense, daai het hy doodgemaak, as wat hy, glory to God, in die begin, van sy lewe gedoen het, halleluja. Die baris het ek gelees. Die duiwel is agter jou getuienis aan. Halleluja, daar's 'n rede hoekom jy net, glory to God, stil gemaak wil word. Daar's 'n rede, glory to God, hoekom mense nie van jou hou nie. Daar is 'n rede hoekom mense nie hulle self met jou wil verontselwig nie. Dit gaan nie oor jou nie, maar hulle sien wat het die Here aan jou gedoen, en hulle vra nog steeds, hoe is dit moontlik dat die Here dit vir hom doen, maar die Here kan dit nie vir my doen nie. Die duiwel is agter ons getuienisse aan. Die duiwel is agter ons, weet jy, 'n groot godsvrou hier in Saldanhabaai maak vir my op 'n dag sit om vir my te sê, jy sal moet minder tyd maak vir die Here. Jy moet minder tyd maak vir die Here. Lyk my, jy is besig om jouself vooruit hardloop, maar die dinge gaan nie vir jou gebeur nie, want jy is net gefokus op die Here, maar ek weet verseker, as dit nie vir die Here was nie, as dit nie vir hierdie God was nie, waar sou ek vandag gewees het? Waar sou ek vandag gewees het? Want ek weet waar die Here my gekry het. Ek weet watter toestand ons huis was, toe hierdie God my geroep het. Halleluja! Daarom kan ek nie, glory to God, minder tyd maak. Ek het die keuse om die Here te dien nie, want die duiwel is agter my getuienis aan. Halleluja! Die duiwel is agter my getuienis aan. Diebaras, Johannes 11 vers 45. Johannes 11 vers 45. Die Fariseërs hou raad om Jesus om te bring. Johannes 11 vers 45 tot en met die 48ste vers. As die 40ste vers klaar is, dan gaan ons na die 56ste vers en dan die 57ste vers. Dit lees as volg, Johannes 11. En baie van die Jode wat na Maria gekom het en aanskouers was van wat Jesus gedoen het, het in hom geglo. Maar sommige van hulle het na die Fariseërs gegaan en hulle vertel wat Jesus gedoen het. En die owerpriesters en die Fariseërs het raad byeen geroep en gesê, wat sal ons doen? Want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat begaan, sal almal in hom glo. En die Romeine sal kom en ons land en ons nasie en albei afneem. Vers 56 sê, en hulle het Jesus gesoek, en terwyl hulle in die tempel staan, sê hulle vir mekaar, wat dink julle? Sal hy nie na die fees toe kom nie? En die owerpriesters en die Fariseërs het ook 'n bevel gegee, dat as iemand wis waar hy was, hy dit moes bekend maak, sodat hulle hom gevange kon neem. Johannes 12 vers 9, tot en met die 11de vers. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem, dat hy, dis nou Jesus, daar was, en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om vir Lazarus te sien, wat hy uit die
dood uit opgewek het. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring. Selfs omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. Dit is die woord van die Here. Geseënd is die lesing van die woord en die bediening van hierdie woord. Nou die glory to God, die gedagte wat aanleiding gee na hierdie voorgeleesde skrifte. Die Bybel sê in Johannes 11, gebeur daar iets. Die Bybel sê dat Jesus doen 'n wonderwerk en hy wek vir Lazarus uit die dood uit, glory to God. Die Bybel sê Lazarus het al reeds 4 dae, halleluja, was hy al reeds in die graf. En die Bybel sê toe Jesus by die graf kom, toe het hy net met een stem geroep en gesê Lazarus kom uit. En die Bybel sê Lazarus het uitgekom, maar daar was 'n groot menigte wat aanskouers was van hierdie gebeurtenisse. Daar was 'n groot menigte, glory to God, wat gesien het wat hierdie God en wat Jesus gedoen het. En die Bybel sê 'n aantal van hierdie menigte het in Jesus geglo en hulle het agter Jesus aangegaan, maar daar was ook 'n aantal van hierdie menigte, halleluja, wat opstandig geword het. Daar is ook 'n aantal van hierdie menigte wat kwaad geword het. So was dit met Jesus se lewe. Dieselfde mense toe hy in Jerusalem kom, halleluja, die Bybel sê toe lê hulle palmtakke voor hom neer en sê Hosanna, Hosanna, geseën is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar die Bybel sê, toe hy al die tekens en al hierdie wonderwerke doen, toe sê hulle weg met hom, weg met hom, weg met hom, gee vir Barnabas. Dieselfde mense word kwaad, glory to God. Weet u, en die Fariseërs is een van hierdie mense wat kwaad word, want die Fariseërs se leerstellings was as volg. Halleluja, hierdie mense was vir meer as 30 jaar onderworpe van die valse leerstellings van die Fariseërs. Die Fariseërs het vir jare vir hierdie mense, glory to God, gelaat glo dat daar is geen geneesmiddel vir hulle en vir wat hulle nodig gehad het nie. So is dit in die heidendaagse lewe. As mense jou nie meer kan beheer nie, as mense nie meer kan maak en doen met jou wat hulle wil nie, dan is hy los. Dan is hy los. Daar is net 'n groter ding. As mense kan voel, hulle kan nie vir jou beheer, glory to God. Jy gaan mense baie kwaad maak. As mense sien, maar ons kan met hom niks uitrig nie. As net die Here wat hier kan werk. Maar ek kom om vanmôre vir huis van 'n deurbraak te sê, jy moet oorwin deur die krag van jou getuienis. Jy moet oorwin deur die krag van jou getuienis. Dit was Lazarus se getuienis wat veroorsaak het dat die owerpriesters en die Fariseërs hom wou doodgemaak het. Dit is die getuienis van Lazarus. Dit was die gebeurtenis, dit was die tekens, dit was die wonders wat veroorsaak het dat hierdie mense weer wou gekom het om vir Lazarus dood te maak. Ek vind dit nogal so ironies. Hoe kan jy iets wil doodmaak wat Christus opgewek het? Hoe is dit moontlik dat jy iets wil doodmaak wat die Here, halleluja, oorgebesluit het? Dis my bemoediging aan u vanoggend, as die Here jou opgelig het, kan geen mens jou afbring nie. Ek sê, as die Here jou hier geplaas het, kan geen mens jou hier uitkry nie. Want die Here het gebesluit. Die Here het ons geroep as getuienis vanoggend. Halleluja. Halleluja, want die duiwel is bewus van een ding. Die woord van die Here sê 'n ware getuie. Hy sê 'n ware getuie red lewens vanoggend. Dis net 'n ware getuie wat lewens red, glory to God. Hoekom is die duiwel agter ek en u aan? Ons is diep uitgehaal, die bares. En die vyand toets ons nou al vir jare om ons weer terug te sit daar waar die Here ons gekry het. Dis hoekom, glory to God, gebeur daar sekere goed met ons. Dis hoekom word sekere goed vir ons gesê.
en sekere goed van ons gesê, want dit is die duiwel wat hulle strategies daar geplaas het, vir ek en u om van stryk af te gaan. Halleluja, die duiwel se missie en se plan is, hy sê waar die Here opgebou het, sal hy afbreek. Dis hoekom hy wil ons teruggooi, glory to God, sodat ons 7x7 keer erger kan word. Dis hoekom die vyand ons toets, op grond van ons getuienis. Ek praat met moeders vanoggend, die rede hoekom die vyand so hou vas op ons kinders het en op ons jong mense, omdat hy weet as hierdie jong mense die Here kom dien, dan is 'n dorp omgekeer. Die duiwel weet as hierdie jong mense wat in Diaswil se strate na die Here toe kom, dan is hulle dan naby unstoppable. Maar ek soek 'n paar mense om saam met my nou te verklaar. Ons verklaar in die naam van die Here. Ons roep ons getuienisse van die straat af in die naam van die Here. Ons verklaar redding. Ons spreek redding in die naam van die Here. Ons spreek redding, Here, by Mubarak. Ons spreek redding in Diaswil. Ons spreek redding, Here, in Hopland. Ons spreek redding in die Hot City. Ons verklaar redding in die naam van Jesus. In die naam van die Here. In die naam van Jesus. Here rig. Here rig. Getuienisse op. Rig getuienisse op, Here. Rig hulle op in die naam van Jesus. Ek bring 'n opstand. Ek bring 'n stop in die naam van Jesus. Laat ons kinders, Here, gebuk en gaan, Here, onder die vyand. Ek roep lewe. Ek spreek lewe. Ek spreek redding. Ek spreek verlossing in die naam van Jesus. In die naam van die Here. In die naam van Jesus. Bevry ons kinders. Bevry ons jong mense. Bevry 'n geslag. Here wat sterk is. In die naam van Jesus. In die naam van die Here. Dis hoekom die duiwel. Dis hoekom die vyand. Hy worry nie oor 'n ouer geslag nie. Want hy weet 'n jong man se sterkte lê in sy jonkheid, glory to God. Maar ons maak vanmôre 'n stop, glory to God. Die skrif sê ons het die autoriteit om hier los te maak. Ons het die autoriteit om hier vas te maak. Ons het die autoriteit om in die hemele los te maak. Daarom roep ons vanmôre redding. Halleluja, oor Saldanha Bay. Ons roep redding, glory to God, oor 'n jong geslag vanoggend. Want hy weet as daai getuienisse inkom, dan is ons unstoppable. Ek wil vanoggend vir iemand sê, moenie jou getuienis onderskat vanmôre nie. Glory to God, diebaar is ek gewaar, ek moet draai vanoggend. Hier's 'n klomp goed wat ek nog wou gesê het. Halleluja, dat die duiwel is agter die krag aan, wat jou in staat stel om te oorleef, wat mense gedink het moes jou doodgemaak het. Die vyand is agter daai krag aan vanoggend. Halleluja, daarom is mense net met jou gemaklik, solank as wat jy niks oor die Here te sê het nie, maar sodra as wat jy God bely, sodra as wat jy die geregtigheid van die Here met jou mond en met jou tong bely, dan is die duiwel agter jou spoor aan. Dan is die duiwel agter jou spoor aan. Halleluja, dis al hierdie tekens. Dit was al hierdie tekens wat Jesus gedoen het, wat gemaak het dat die Fariseërs en die owerpriesters nie stil kon gesit het om toe te laat, glory to God, dat Jesus Christus hierdie wonders doen nie, want hulle het gewaar dat almal wat in hulle mag en in hulle besit was, het onder hulle uitgegaan. As ek die gedagte lees in Johannes 4, die Samaritaanse vrou, die Bybel sê, toe Jesus hierdie vrou tegemoet kom, en nadat hulle sekere gesprekke met mekaar gehad het, toe sê hy vir haar, maar ek sal vir jou gee waters, waarvan jy nooit weer dors sal kry nie. En toe hierdie vrou dit hoor, toe sê sy, gee dan vir my hierdie water, sodat ek van hierdie water kan drink, waarvan ek nooit dors kan kry nie.
sodat ek nooit weer na hierdie put toe te kom, om te kom skep uit hierdie put uit nie. En die Bybel sê, dit het gemaak dat hierdie vrou die dorp ingehardloop het, en vir almal gaan vertel het, ek het iemand ontmoet, wat my hele vals en my hele lewe ken. En die Bybel sê, toe sy dit doen, het almal wat het gehoor het, na Jesus toe gekom. En hulle het vir Jesus gevolg. Die Bybel sê, toe die man wat 38 jaar, langs die bad van Bethesda gelê het, die Bybel sê, toe Jesus by hom kom, toe vra Jesus, wat wil jy hê, moet met jou gebeur? Toe sê hy, Here, almal was hier voor my, glory to God. Die Bybel sê, toe sê die Here, staan op, neem op jou bed en loop. En die Bybel sê, toe hardloop hierdie man na die Jode toe, en hy sê vir hulle, daar is 'n man met die naam van Jesus, hy het my gesond gemaak. En die Bybel sê, almal wat dit gehoor het na Jesus toe gekom, en hulle het vir Jesus gevolg. Dit was die tekens, wat gemaak het dat Jesus gehaat was. Maar ek wil vanoggend afsluit, Jesaja 51, aanskou die rots, waar die Here jou uitgekap het, die holte van die put, waar die Here jou uitgegrawe het. Ek sê, jy's baie kosbaar vanoggend, in die oë van die Here. Daar is 'n magtige getuie, op my en u se lewe. Dis hoekom die duiwel ons wil doodmaak. Dis hoekom die duiwel ons wil vernietig. Want hy sê, weet, as hy vir ons vernietig, dan vernietig hy 'n testimony. Halleluja, wat verder kan strek, as wat ek in u se voete kan beweeg. Weet u, glory to God, ek en u se name word genoem op plekke, waar ons nie eens is nie. Dis hoekom die duiwel, glory to God, so agter ons aan is. Maar die Here is vanoggend hier. Die Here is vanoggend hier. Ek sê, die Here is hier vanoggend. Die Here is hier vanmôre, om 'n paar getuienisse op te rig vanoggend. Johannes 7 vers 9. Die wêreld kan julle nie haat nie, maar hulle haat my, omdat ek van die wêreld getuig, dat sy werke boos is. Ek en u is die getuienisse, wat uit die wêreld uitkom, om vir 'n generasie en vir 'n volk te sê wat geval het, dat die Here leef, en dat hierdie wêreld boos is. Wie wil saam met my staan vanoggend? Ek staan al reeds op my voete. Ek soek 'n paar mense wat weet, waar die Here hulle vanoggend gekry het, om saam met my te staan vanoggend, saam met my te kom vanoggend. Ek soek 'n paar mense wat weet, as dit nie vir Here dat die Here was nie, dan sou ek gesterf het, maar hierdie God het my uitgehaal. Ek soek 'n paar mense wat weet wat dit is. Halleluja, jy het op my punt gekom waar jy sê, ek kan nie die Here los nie. Dit sal die einde van my beteken. Ek is al reeds hier vanoggend. Ek soek 'n paar mense, glory to God. Jy voel vanoggend, wat gaan ek maak om by die Here uit te kom? Ek wil vanmôre vir jou sê, bring, halleluja, jou swakheid, bring vanmôre jou tekortkominge. Die Here wil dit omskep in 'n getuienis vanoggend. Ons is hier vanmôre, Here, in die naam van Jesus. Here, ons gaan U bely vanoggend. Ons gaan U bely vanoggend, Here. Jesus, van my sonde. Jesus, halleluja. Here, ons gaan U bely vanoggend. Here, ons gaan U bely vanoggend. Here, wat is ons as mens, Here? Wat is ons as mens, Here? Dat U aan ons gedink het, liewe Here. Here, U het ons weinig minder gemaak as die hemelse wese. Here, U het 'n doel en U het 'n plan met elkeen van ons se lewe. Here, dit sal nie altyd met ons goed gaan nie, want daar is iets wat binne ons is, Here, wat die duiwel agteraan is. Maar ek bid vanmôre, Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars vanoggend. Ek vra ons Juffrou de Bruin vanoggend om ons vanmôre te lei in te gebed, vanmôre oor ons te bid vanoggend, terwyl ons vanmôre met die Here praat.
Yes, Lord, halleluja. Here, U is waardig vanmôre. U is almagtig, daar is niemand soos U nie. Here, ons kom vanmôre in ootmoedigheid en ons erken, Here, dat ons nietig is. Ons erken dat ons foute het. Ons erken dat ons gebrokenhede het. Ons erken vanmôre dat ons tekortkominge het. En ons kom na